Ek gaan vanoggend sit en die enigste rede daarvoor is want vanoggend gaan ons in 'n ernstige gesprek in. Dis een van daai dat ek is nie nou ek gaan nie op en af hardloop en grappies vertel en storieetjies vertel. Vanoggend is 'n ernstige gesprek. So verskoon my as ek sit, daar's geen ander rede as vir dit nie. En as ek nou vir jou net gou-gou vinnig net vir jou kan vra, wie is die een persoon by die winkel wie jy nie wil raakloop nie? Dink gou vinnig aan daai persoon. Ons almal ken so iemand wat as jy hom raakloop daar in Checkers. Kyk, jy kan nou nie wegkruip in Woolworths nie. So as jy wil wegkruip van mense, moet jy Woolworths toe gaan nie. Daai plek is te klein, jy kan van niemand wegkruip nie. Maar as jy wil wegkruip vir iemand, Pick n Pay, Checkers, waar ook al jy is, wie is die een persoon wat jy nie wil raakloop nie? As jy nou daai prentjie het, is dit nou vanoggend se preek. Vanoggend se preek is die een preek wat jy nou nie wou raak geloop het nie. Hy het 'n swaar gewig aan hom. En so ek gaan vir jou 'n uitgee. So moet jy dit nie nou doen nie, maar as jy nie lus is vir 'n swaar preek nie, wag so 2-3 minute, dan sê jy net gou jy gaan toilet toe en dan slip jy sommer net so by die deur uit. Los jou Bybel net daar. Ons gaan hom sommer net na die tyd en dan vat ons hom, gee ons hom by die infodesk en dan volgende week sê, hoor ek het laaste week my Bybel hier vergeet. Jy het hom nie dalk opgetel nie. So ons sal jou goedes vir jou optel, maar hierdie is nou vir jou een plek om uit te kom. Andersins as jy dit nie wil doen nie, weet net, ek het jou gewaarsku. So trek jou tone terug, want hierdie is 'n swaar boodskap. En die doel van hierdie boodskap is om jou te laat terrible voel. Okay, en hoekom ek dit vir jou sê, is want ek het nou al die hele week terrible gevoel oor hierdie boodskap. So ek wil jou nou laat saam met my terrible voel oor hierdie boodskap. So ek wil hê jy moet jou Bybel gaan uithaal en jy gaan vir my oopmaak by Romeine 1 en ons gaan Romeine 1 vers 18 doen tot en met aan die einde toe 32 toe. Nou voordat ek daarby uitkom en ek moet elke keer sê dat ek kom baie kort met Afrikaans. Ek word kort herinner dat ek praat brakpan Afrikaans. Elke keer as ek na hogere Afrikaans toe gaan, dan gee ek my intelligensie weg. En so ek gebruik slang baie keer, ek verstaan sekere woorde in Engels beter. En een van die woorde wat ek voel nogals nie vir my lekker vertaal na Afrikaans toe nie, is die woord repent. En ek sit dit vir jou op die skerm. En as ons dit nou moet vertaal na Afrikaans toe, is dit die woord bekeer. En die rede hoekom ek nie baie hou daarvan nie, is want die woord bekeer, veral in ons Afrikaanse konteks, word verstaan as dis iets wat ek een keer doen. Ek kom tot bekering. Dis daai dag wanneer ek Jesus nou leer ken en ek hoef dit nie weer te doen nie. Ek hoef nooit weer te bekeer nie. En is moeilik want in jou verstaan in die Engels, dit is so, repent is daai oomblik wanneer jy na God toe gaan, maar daar moet 'n leefstyl van repentance wees. 'n Leefstyl van bekering. Daar's iets wat moet plaasvind in jou hart. Elke keer as ek en jy gekonfronteer word met sonde, moet repentance, moet bekering eintlik plaasvind in jou hart. Nou die naaste Afrikaans wat ek kan kry wat ons semi kan gebruik, en dit is as ons die Engelse woord gebruik, confess, en dit sal wees vertaal bely, maar die oomblik wanneer ons sê confession, en dit word Afrikaans belydenis, dan is dit weer ook net iets wat jy doen as jy 18 jaar oud is, of 16 jaar oud is, en nooit weer nie. Dis hierdie eenmalige gebeurte, goed is wat ons gebruik, en die oomblik wanneer ons hier aan dink, dan vergeet ons skielik, dat daar moet eintlik iets in ons harte plaasvind, wanneer ek en jy gekonfronteer word met sonde. Die Griekse woord wat ek en jy eintlik na moet gaan kyk vir repentance of vir bely, daai Griekse woord waarna ek en jy eintlik moet na gaan kyk, is die woord metanaeo, is eintlik die woord, jy kry metanoia en dan kry jy metanaeo, en dit beteken om 'n mens se gedagtes ten goeie te verander, hartlik te verander met 'n afskuw vir jou vorige sondes. Daar's 'n gedagteverandering wat moet plaasvind. Die oomblik wanneer ek en jy gekonfronteer word met sonde. En so, ek dink vanoggend, as ek vir jou kan sê, wat is die doel van vanoggend se boodskap, is dat ek en jy nie meer 'n gemaklike verhouding met sonde gaan hê nie. Dat jy nie net 'n casual verhouding met sonde gaan hê in jou lewe nie. En so ek wil vir jou vra om saam met my 3 woorde te sê. Okay? So ek gaan vir jou die eerste woord sê en dan gaan julle dit vir my sê. Nou werk saam asseblief. Ek weet julle
hou nie daarvan om te praat op 'n Sondag nie, maar vanoggend het ek jou samewerking nodig. 3 woorde. Die eerste woord is sonde. So sê gou sonde. Right. Tweede woord. Vernietig. Verhoudings. Okay, ons gaan dit weer doen. Ons gaan dit sommer nou na mekaar doen. So hier gaan ons 1, 2, 3. Sonde, vernietig, verhoudings. Doen dit weer. Sonde, vernietig, verhoudings. Hierdie is die beginsel wat ek en jy moet verstaan. As ek en jy een ding verstaan as jy hier uitstap, is dit. Sonde, vernietig, verhoudings. Dit gaan jou verhouding met die Here vernietig. Dit sal jou verhouding in jou huwelik vernietig. Dit sal jou verhouding in jou vriendskappe vernietig. Dit sal jou verhoudings by die werk vernietig. Want hierdie is die resultaat van sonde. 'n Sonde vernietig verhoudings. Dis wat hy doen. En so vanoggend gaan ons na 'n gedeelte gaan in Romeine wat swaar gewig dra en ek gaan nie net hieroor gaan asof ons net casually hier verbygaan nie, want hier is die ding. Hierdie is die woord van God. En vir my en vir jou om die goeie nuus te verstaan en die goeie nuus te kan uitleef, moet ons verstaan dat daar is slegte nuus. En die slegte nuus is sonde vernietig verhoudings. Dis wat gaan gebeur. En so hy begin met Romeine 1 vers 18. En hy sê, van sy hemelse woonplek af, maak God sy straf bekend oor die mense wat goddeloosheid en ongeregtigheid bedryf en so die waarheid onderdruk. Nou, hy begin vir my in die Nuwe Lewende Vertaling en ek gaan dit vir jou opsit spesifiek. Die Nuwe Lewende Vertaling sê God maak sy straf bekend. Nou hierdie woordjie straf gaan hy anders te lees in jou Afrikaans 2020 en Afrikaans 53. Hy sê die toorn van God. Die toorn van God. Die ding is as jy hierdie ouetjie in die Engels gaan kyk, in die NASB, dan sal hy sê for the wrath of God. Die wraak van God. Nou ek verkies die woord wraak bloot want hy's 'n baie kras woord. Die wraak van God. Dis iets wat gebeur as jy woede in oorvloed het. Dis hierdie absolute beginsel van maksimum verwoesting wat saam met wraak dra. Die straf van God, ons sal nou net daarna gaan kyk, die straf van God voel so pak slaag hier. Die toorn van God beteken nie vir my veel iets nie, want ek het nou die dag eers hierdie woord geleer ken. Maar vir dalk het jy groot geword en besef dis wat toorn beteken, maar die wraak van God beteken die volheid van sy woede. Nou as ek en jy hierdie woord gaan definieer, dan praat ons hier van 'n gewelddadige passie uitgedruk sonder beperking. 'n Gewelddadige passie uitgedruk sonder enige beperking. Nou, as ek en jy gaan kyk net na hierdie konsep van wraak. Nou, Hollywood het uit hierdie ding al biljoene gemaak. Bloot oor as hulle vat hierdie woordjie en hulle gebruik hierdie in 'n plot van 'n movie en dit maak miljoene. Dink aan die movie Gladiator. Dink aan die movie The Equalizer. Dink aan die movie any series The Punisher. Dink aan John Wick wat dieselfde teken, was dieselfde. Dis iemand wat iets aangedoen word en vanuit hierdie wraak uit word daar hierdie gewelddadige passie uitgestort sonder beperking. Dis die gewig van wraak. As ek en jy na hierdie ding gaan kyk, dan besef ons dis die definisie van wraak. Nou in die Grieks sal jy 2 verskillende woorde gebruik vir die woord wraak of kwaad, anger. Die ene is thumos. Nou thumos, as ek en jy na die woord thumos gaan kyk, hierdie is 'n outburst of passion. So as ek en jy iemand in 'n situasie sien en jy maak iemand verskriklik kwaad en hy reageer. Daai reaksie, dadelik reageer uit absolute aggressie uit. Dit sal wees thumos. Dis nie die woord waarvan hier nou gepraat word nie. Thumos is 'n reaksie wat plaasvind, iemand wat nie homself kan beheer nie, iemand wat net reageer op dit wat in sy hart plaasvind. Dis nie waarna jy verwys word die oomblik wanneer ek en jy praat van God se wraak nie. Die Griekse woord wat hierso gebruik word is die woord orgai. En die woord orgai kom eintlik van die werkwoord af orgeio wat beteken to swell. Dit beteken dat die wraak van God bou op.
Dis asof God sy wraak terughou, sy woede terughou, soos binne in 'n dam, en dit word teruggehou deur 'n damwal. Maar wanneer God sy wraak uitstort, hoor mooi, is dit nie onbeheers nie, dis doelbewus, sonder beperking. God reageer nie onbeheers soos dit jou pa dalk gedoen het nie, soos dit jou pelle dalk gedoen het nie, soos dit jy partykeer doen nie. Dis nie God se manier van kwaad word nie. God sit 'n damwal voor sy woede. En die dag wanneer hy sy wraak uitstort, is dit nie onbeheers nie, maar daar's geen beperking aan dit nie. En die oomblik wanneer ek en jy na hierdie wraak van God gaan kyk, en ons gaan kyk bietjie in die Ou Testament, dan sien ons op 'n paar plekke wat hierdie plaasgevind het. Noag was een van dit. God kyk na die mense, en die mense is goddeloos. Goddeloos. Hierdie ouens in hulle wese is boos. En daai damwal breek oop. En God stort oor die hele wêreld 'n vloed uit. God se wraak op hierdie aarde. Nog 'n voorbeeld waarna ek en jy gaan kyk is Sodom en Gomora. Abraham kom en hy het 'n gesprek met die Here. Hy sê, Here, asseblief, as al 50 mense is, Here, as al 40 mense is, Here, as al 30 mense is, naderhand, Here, as daar net 10 mense is, mag in 2 stede 10 mense wees wat goddelik is. Sal hy die plek spaar. Nie eers 10 mense nie. En God stort sy wraak uit en vernietig 2 stede. Vernietig 2 stede. As ek en jy gaan kyk na die 10 plaae in Egipte, daai was die wraak van God uitgestort oor mense. As ek en jy gaan kyk op 'n stadium toe Moses op teen die berg is en Moses is besig om te praat met die Here en die Here is besig om met hom die wette te deel en die mense is in die onderkant besig om 'n goue kalf te maak. Op 'n stadium stop die Here vir Moses en hy sê, Moses, gaan af na daai volk toe, want hierdie mense gaan ek vernietig. En toe hy begin 3000 mense doodgemaak, toe stop Moses hom. Dis die wraak van God uitgestort oor mense. Op 'n stadium, Numeri 16, lees ons 'n storie van 'n man met die naam Korag. Korag en 'n paar ander mense staan in rebellie op teenoor Moses. Hulle sê, Moses, wie dink jy is jy? Jy is nie die enigste ou wat voor God kan staan nie. Jy is nie die enigste ou wat heilig is nie. En hierdie ouens staan in rebellie op. En dan sien jy die gesprek wat plaasvind. En hierdie is my shocking gewees. Jy gaan lees hierdie storie en op 'n stadium, dan sê dit dat Korag en hierdie ander ouens het buitekant hulle tente gestaan. Korag en hulle vrouens en hulle seuns, en dan sê hy die woord, en hulle klein kleuters, tot kleintjies, 4 jaar, 5 jaar oud, staan by hulle tente. En Moses sê vir die mense, moenie naby die ouens se tente kom nie. En die aarde skeur oop onder hulle. En hulle sluk daai mense met hulle besittings en hulle hele gesin almal net daarin. Klein kleuters julle. En dan dink mense, maar hoe kan die Here so terrible wees? As die wraak van God uitgestort word. Dis God se genade dat hy nie die volk uitgewis het nie. As die wraak van God onbeperk, nie onbeheers nie, onbeperk uitgestort op mense. As ek en jy gaan kyk na die storie van Jerigo, men hier vat God 'n volk, en hy bring hulle uit Egipte uit, en hy vat hulle in Kanaan in, en hy sê vir hulle, stap om hierdie stad, met die naam Jerigo. En ons sien hoe verower die Israeliete die mense in Jerigo, wat jy nie van raak lees nie, wat jy nie elke nou en dan op fokus nie. Ons dink, ai shame, wat het gebeur met hierdie arme mense? Die mense wat daar gebly het, was goddeloos. Was mense gewees wat Molek aanbid het, wat beteken hulle het kinders geoffer as deel van hulle manier, hulle het seksueel of immoreel geleef. Dit was wie hulle was. Hierdie ouens was terrible in hulle wese gewees. Dis die wraak van God uitgestort. As ek en jy gaan kyk na koning Saul, op 'n stadium Saul het in rebellie opgetree teenoor die Here. En die Here stort sy wraak uit
dat hy begin kens word. As ek en jy gaan kyk na die ballingskap van Israel en van Juda, die Here stuur ander lande se weermag in om vernietiging te bring. Want hy het eers 'n profeet gestuur en toe nog 'n profeet gestuur en nog 'n profeet gestuur en hy sê vir die ouens draai terug, draai terug, draai terug, draai terug en die ouens draai nie terug nie. En die wraak van God swel en bars uit oor die mense. En so vanoggend wil ek hê jy moet besef dat wanneer ons van Romeine 1 vers 18 praat, dan praat ons van hierdie God en hierdie wraak wat uitgestort word oor mense. 'n Wraak wat opbou en 'n wraak wat nie onbeheers nie, maar onbeperk uitgestort word op mense. Hierdie ding wil my skoene laat bewe. Want hierdie is die groot ding wat ek en jy nie raak sien nie. Ons beleef nie dieselfde wraak van God soos dit gebeur het in die Ou Testament en in die Nuwe Testament nie. En ons dink ons is gevrywaar van die wraak van God. Ons dink ons is okay. En dan lees vers 18 verder. So nou praat ons hier van die wraak van God word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense. Ek gebruik twee groot woorde. Die eerste woord, goddeloosheid. Hier praat ons van 'n rebellie in geloof. Dis iemand wat sê ek het nie 'n eerbied vir God nie. 'n Makliker manier om dit te verduidelik is iemand wat nie God groot of belangrik ag nie. Goddeloosheid. Iemand wat God nie as groot en as belangrik ag nie. Nou sit jy dalk hier so en jy dink, "Sjoe, daarom ag ek God as belangrik." Wag vir nommer 2 en dan antwoord jy daai. Want die tweede ene waarna hy gaan kyk is ongeregtigheid en hierdie is 'n rebellie in moraliteit. Dit beteken iemand wat 'n etiese en 'n morele korrupsie het. Nou as ons dit nou mooi gaan afdefinieer en hier gaan ek en jou nou begin pak slaag kry. Dis iemand wat doen en sê wat nie in lyn is met God se karakter en sy opdragte en sy wil nie. Dis wanneer ek weet ek moet nie en ek doen dit. Dan is daar 'n korrupsie in jou moraliteit en die eerbied teenoor God. Dan beteken dit ek sien God nie meer vir wie hy is nie. God het gesê moenie, ek het nog steeds gekies, ek wil dit doen. En skielik besef ek voel ek val hoek, line en sinker in hierdie kategorie in. Dis wat hier plaasvind. Dis iemand wat hier plaasvind in hulle goddeloosheid en ongeregtigheid. Mense wat nie God belangrik genoeg ag om my lewe in lyn te bring met hom nie. So dan sê die vers vir ons, hy sê die wraak word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en die ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid te probeer onderdruk. Sien, ek en jy het 'n gewete. Saam met jou gewete het jy die Heilige Gees. Want wanneer jy sekere goeders doen, dan weet jy, hier is die reg hier. Ek weet ek moet hierdie nie doen nie. En as jy lank genoeg daai gewete override, as jy lank genoeg jouself afvee aan daai gewete, dan val jy jouself op 'n punt wat jy die waarheid onderdruk. 'n Voorbeeld wat 'n mens kan gebruik is soos 'n verskriklike sterk spring of 'n koil. Wat jy doen dit met al jou gewig, probeer jy hierdie ding afdruk. Daai ding stoot met al sy krag op en jy stoot met al jou krag hierdie af ondertoe. Dis om die waarheid te onderdruk. Die waarheid van God is binne in ons geplaas en tog weet ons wanneer ons hierdie goeders oorskry. En dit wat jy sê en dit wat jy doen, en hoe jy jou besigheid hanteer, en hoe jy jou kinders hanteer, en hoe jy jou vrou en jou man hanteer, en hoe jy jou ouers hanteer, hierdie kom uit in my en jou lewe. Dan sê die wraak van God word uitgestort oor mense wat die waarheid onderdruk en leef in goddeloosheid
en ongeregtigheid. Dis hard. Dis hard en ons gaan nou definieer wat beteken hierdie wraak van God. Maar dan gaan hy verder en nou gaan hy eers vir ons 'n resultaat gee vir mense wat leef sonder die agting van God. Mense wat God nie hoog ag nie. Nou moet ons onsself herinner, daar's 'n ekstreem. En wat Paulus vir ons gaan sê, is hy gaan sê, vanaf die ekstreem van mense wat sê, ek ken God glad nie, of ek wil God nie ken nie, ateïs, as ek en jy hom nou 'n naam wil gee, het jy nou aan die een kant van die pendulum. En dan het jy nou aan die ander kant, sit jy met mense wat sê, maar weet jy wat, ek gaan kerk toe en ek het 'n agting vir die Here, maar in ons leefstyl leef ons dit nie, en hy gaan vir ons nou voorbeelde gee van hoe lyk dit in daai kant. Maar hy begin eers met dat ek en jy nie 'n verskoning het om te sê dat ek en jy het nie die waarheid gekry nie. Ons kry baie keer mense wat vra, maar wat gebeur met die arme ou seentjie wat daar in die Amazone bly en nog niemand het hom van Jesus vertel nie. Nou, eerstens, niemand is onskuldig nie. Die groot ding is ons moet verstaan, onskuldige mense het nie 'n redder nodig nie. Niemand is onskuldig nie. Ons is skuldig aan iets. Maar hier kom en hy gee vir ons nou, hierso, hy sê vers 19, in hulle harte het hulle immers 'n duidelike besef van God, want God het dit aan hulle bekend gemaak. Sien, daar's 'n godsbewustheid wat in my en jou as mens plaasvind. En geen persoon kan sê dat ek het nie geweet nie. Almal is gebore met 'n godsbewustheid, want God het dit aan hulle bekend gemaak. God maak homself aan mense bekend en mense kies om hierdie te onderdruk. En want hulle kan sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en sy goddelikheid, reeds van die skepping van die wêreld af duidelik uit sy handewerk waarneem, en daarom kan hulle dit self nie verontskuldig nie. Hy kan nie sê ek het nie geweet nie, want God het dit duidelik aan elke mens openbaar. Vers 21, ja, hulle het 'n godsbesef gehad, maar tog het hulle nie hom as God geëer of aan hom dankbaarheid betoon nie. Inteendeel, hulle het vir hulself allerlei belaglike voorstellings oor 'n godheid begin maak en hulle verdwaasde harte het heeltemal toegeslaan. Daar's 'n punt wanneer ons bewus is van wie hy is en jy kan besluit of jy agting gee en of jy nie agting gee nie. En as ons nie agting gee nie, dan beleef ons die wraak van God. Dan gaan hy aan en sê hy, alhoewel hulle daarop aanspraak maak dat hulle danig slim is, het hulle in werklikheid heeltemal in dwaasheid verval. In so 'n mate dat hulle die verering van 'n onsterflike God met afgode vervang het met wat sterflike mense en voëls en diere en slange uitbeeld. Ons het God ingeruil vir dit wat ons kan sien. En nou ek verwag nie dat daar is 'n klein standbeeld in jou huis van 'n klein voeltjie en jy sê hierdie voeltjie is hierdie en ek kan bid hom nie. Maar wat ek wel weet is daar sekere goedes wat jy aan kan raak wat 'n groter rol speel in jou lewe as God. En dis dalk jou bankrekening, dis dalk jou aandele, dis dalk jou kar, dis dalk jou besigheid, dis dalk jou familie. Iets het ek en jy vir onsself ingeruil wat belangriker geag word as God in ons lewens. Dis die resultaat. Dis wat gebeur as ek en jy begin leef met 'n dis oukei om sonde te doen mentaliteit. Dis oukei, die Here gaan my vergewe. Dis oukei, die Here se genade is groot. En hier kom Paulus en hy wil vir my en vir jou bewus maak en net sê, wow, breek bietjie. Want ons moet verstaan dat ons is besig om in dwaasheid op te tree. En so wat is die resultaat van hierdie? Wat is die resultaat van om God nie te eer in wie hy is? En ek praat van 'n absolute vrees vir God. En hierdie woord vrees definieer ons as 'n respek in sy wese. As ek daai het vir God, praat ek baie anderste met my werkers. As ek daai het vir God, hanteer ek my finansies baie anderste. Ek hanteer my vrou anderste. Vroue hanteer hulle mans anderste. Ons kinders anderste. Ons hanteer SARS anderste.
Ons hanteer ander mense met 'n velkleur wat nie dieselfde as joune is nie, anderste. Jy reageer nie meer soos wat jy gedoen het nie, want jy het 'n vrees vir God. En hierdie is die resultaat van as ek en jy God wil eer. En dan kom hy en hy sê, wat is die resultaat van hierdie wraak van God? Jy sien hom in begin vers 24, begin vers 26 en begin van vers 28. So kom ons gaan kyk gou. Vers 24, hy begin. Om hierdie rede het God hulle aan hulle eie sondige hartstogte oorgegee. God het hulle oorgegee aan hulle eie sondige hartstogte. Vers 26. Dit is daarom dat God hulle oorgegee het aan hulle eie skandelike drifte. Vers 28. Inderdaad, omdat hulle geweier het om aan God die erkenning te gee wat hy verdien, het hy hulle oorgegee aan 'n verwerplike denkwyse. God gee jou oor aan 'n sondige natuur. Nou, as ek en jy praat van wat beteken dit om hierdie oorgee te beleef? Kom ons praat eers net oor die wraak van God. Hoe lyk die wraak van God? As ek en jy praat van die straf van God, en dis hoekom ek nie so groot fan is van die woord straf nie. God straf en dit voel soos 'n pak sla. Dis nie lekker nie, maar jy kry dit. Hebreërs praat van God tugtig die wat hy liefhet. So met ander woorde, daar is 'n tugtiging wat plaasvind vir sy kinders. Nou ons is baie bewus daarvan en 'n grootendeels van hierdie straf kan wees, 'n groot deel van dit is die fisiese wet wat govern hier op aarde. So as jy te vinnig ry en dan spring oom traffic cop uit en hy sê vir hom, "Boetie, jy het 150 gery in 'n 80 sone." Hierdie is nie meer boetetyd nie, kom ons gaan kuier gou by die tralies. Nee oom, wow. Nou die groot ding is, ons moet verstaan, hierdie stelsel is gebroken. So jy pluk 'n R300 uit en jy is dalk weg, jy kom weg al mee. Maar die groot ding is, as jy iemand doodmaak en hulle vang jou, gooi hulle in die tronk. Hierdie is deel van God se straf. Dit is deel van God wat vir jou gee wat jy verdien. Dis 'n gebroke stelsel, maar dit is nie die enigste manier hoe dit gebeur nie. Nou daar is al voorbeelde, veral in die Nuwe Testament ook, waar iemand oorgegee is aan 'n siekte. Nou ek sê nie alle siekte is God se straf nie. Asseblief moenie dit hoor nie. Maar daar was al kere gewees wat dit die geval was, wat God se straf, sy straf uitgegee is in siekte. Daar is kere gewees wat straf se einde die dood was. Ananias en Safira staan en hulle sê, hulle maak asof hulle al hulle geldjies gegee het vir die kerk. Hulle lieg. En in daai ding, wat is die resultaat? Morsdood. Albei word net daar morsdood neergeslaan. Straf van God. As ek en jy praat van die wraak van God, dan het ek en jy twee definisies. Die een is die finale oordeel. Eendag wanneer jy doodgaan, staan jy voor God. En God se wraak gaan bepaal of jy hel toe gaan, of sy genade gaan bepaal of jy hemel toe gaan. Dis die finale oordeel wat gaan plaasvind. Maar in hierdie geval, hierso waar hy praat, sê hy die wraak van God is wanneer jy oorgegee word aan jou sondige natuur. Nou ons sien op enkele gevalle iemand wat uitgelewer is aan die vyand. Jy gaan kyk na Job. Op 'n stadium kyk ons na Job en ons sien hier kom die duiwel in. Die Here vra van waar was jy? Ek het rondgesweef op die aarde, die wêreld wat goddeloos was. 10 teen 1 gebrag oor al die mense wat besig is om mekaar te vernietig. En dan sê die Here vir hom, maar het jy my dienskneg Job gesien? Hy sê ja, maar so moet jy hom beskerm. Vat sy beskerming weg en kyk ons dan hoe geregtig is hy. En die Here onttrek sy beskerming en hy sê gaan. Job is uitgelewer aan die vyand. En jy ken Job se storie. Elke keer as ek en jy in 'n krisis ingaan, pluk ons Job uit. Nee. Op 'n stadium toe Jesus in die woestyn was, 40 dae besig om te vas. En hier ken 'n vyand, en ek en jy sien dit en ons lees dit, casually, Jesus het 'n gesprek saam met die vyand. En Jesus sê net elke keer, die woord het gesê, haha, Jesus wen. Wat jy vergeet om te lees, is dit sê, nadat die vyand weg is, het die engele gekom, en Jesus kom bedien. Hom bemoedig, hom opgetel.
oorgegee aan die vyand. Wanneer ek en jy die Onse Vader gaan lees, Matteus 6, en ons lees die gedeelte, hy sê, en bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. As jy daai ouetjie reg wil vertaal en die volheid insit, dan sal hy eintlik vir jou sê, verlos ons van die bose een. Maak seker, Here, moet my nie oorgee aan die bose een nie. Die oomblik wanneer God my en jou oorgee aan ons sondige natuur, gee hy jou oor aan die bose een. Ek wil net hê jy moet die gewig voel van dit. Besef net gou vir 'n oomblik, dat wat gebeur as God se wraak uitgestort word, wat baie erger is as die aarde wat oopskeer en my insluk, wat baie erger is as 'n siekte, wat baie erger is as my net mors dood neergeslaan word. Die ding wat erger is God wat my oorgee aan my sondige natuur. Wat beteken jy het geen hoop vir verlossing nie. Daai hele is ongelooflik scary. Die wraak van God. Hy het hulle oorgegee aan hulle eie begeertes. En dan as ons dit gaan lees, vers 24, gaan sê hy, om hierdie rede het God aan hulle eie sondige hartstogte oorgegee, met die gevolg dat hulle onsedelikheid begin dryf het en deur oor en weer immorele praktyke met mekaar se liggame te beoefen. Hulle het immers so ver gegaan as om die ware kennis van God te verkwansel en van die leen van God se handewerk te vereer en te dien in plaas van die Skepper self, die God wat vir ewig geprys behoort te word. Vers 26, en dit is daarom dat God hulle oorgegee het aan hulle eie skandelike drifte. En nou gaan hy vir ons 'n voorbeeld gee van wat gebeur as mense in hierdie wraak verval. En dan sê hy hierso, selfs die vroue het die natuurlike seksuele verkeer verruil vir wat teen die natuur is, naamlik die met ander vroue. Op dieselfde manier het die mans die natuurlike manier om seksueel te verkeer prys gegee en 'n brandende begeerte na mekaar begin koester. Mans het skandelike dade met mekaar bedryf en gevolglik moes hulle in hulle eie persoon 'n dierprys vir hierdie perversiteit betaal. Nou, hier begin hy eers met homoseksualisme. Nou, ek gaan nou nie 'n hele oggend spandeer en gesels oor dit en goeders nie. Wat ek wel weet, is daar is 'n klomp mense en so, ek is gevrywaar, ek is daarom nie op daai punt nie. Wow, wag eers dat ons deur die hele lys klaas. Dat ons eers deur die hele lys kom. Maar hoekom begin hy juis met vroue? En dis die enigste ding waar ek wil aantrek. Hoekom begin dit met selfs vroue? Want ek kan vir jou beloof dat in hierdie vertrek is daar 'n paar manne wat hier sit, omdat jou vrou gesê het, kom ons gaan kerk toe. Omdat jou vrou jou saamgesleep het. En jy is dalk nie lus daarvoor en ek kan julle beloof, daar's 'n klomp kinders wat hier sit. En as jy vir hulle die opsie gegee het, het hulle veel eerder by die huis gesit, PlayStation gespeel. Die vroue oor die algemeen het 'n baie meer 'n sagte aanvoeling teenoor die Here as manne. Ons manne is buffels. Kan nie worry nie. Gaan aan, ons ploeter deur die lewe. Maar daar kom 'n punt wat selfs vroue dit verloor. Selfs vroue draai teen hulle eie natuur. Dis hoe scary dit is. Dis die realiteit van wat hier plaasvind. Dan kom hy aan, vers 28, en hier gaan hy nou die res van die lys ingooi. Inderdaad, omdat hulle geweier het om aan God die erkenning te gee wat hy verdien het, hy hulle oorgegee aan 'n verwerplike denkwyse. Gevolglik doen hulle allerlei onbehoorlike dinge. Hulle lewe word gekenmerk deur elke vorm van ongeregtigheid, boosheid, grypsig. Hierdie sal ons nou kan sit as gierigheid. Iemand wat 'n behoefte het vir meer. Ek het nooit genoeg nie. Ek kort net meer. Kwaadwilligheid. Hulle is vol jaloesie. Die groen monstertjie. Nee? Wat gebeur as iemand anderste die promotion kry by die werk? Wat gebeur as die besigheid wat dieselfde doen as jy, net langs die pad af, net 'n bietjie beter as jy doen? Wat gebeur as die ander ou net
net iets beter het as jy. Wat gebeur in ons harte? Jaloesie, moord. Nou as ons moord wil gaan definieer, kom ons gaan terug na Jesus toe. Hy sê selfs haat teenoor jou broer is net so goed soos moord pleeg. Moord, twisgierigheid, lekker kwaadstook onder mekaar, skelmstreke, slegte bedoelings en skinderpraatjies. Ek skinder nie, maar ek wil nou nie skinder nie. So. Ek wil nie. Maar het jy gehoor? Nee? Nou, wat my vertaling op die Nuwe Lewend nie hierso insit nie, wat jou Afrikaans 53 insit, is hoerery. Seksuele immoraliteit. Seksuele immoraliteit. Ons kan hierdie nou gaan definieer as die Engels het 2 woorde, hulle het seker Afrikaanse woorde ook, ek ken al nie so goed nie. Adultery, dis om jou man of jou vrou te verneek, egbreek pleeg. Die ander een is fornication, seks voor huwelik. Weet julle wat vir my skerry? Is hoe ouers okay is om vir hulle kinders te sê, okay, jy is nou groot genoeg, maak net seker jy beskerm jouself deur 'n pilletjie te drink. Gebruik net kondome. Hoe ons as ouers okay is met die idee dat okay, ag julle kan maar saam bly, ek weet is okay vir julle want julle probeer geld spaar. Ons het okay geword met seks voor die huwelik. En ons het gedink dis okay om verlief te raak op iemand anders toe, of ag nee, wat ek los jou en ek gaan na iemand anders toe. Dis die resultaat van iemand oorgegee aan die wraak van God in jou eie hartstogte, jou eie sondige natuur. En ouers, ons is besig om hook, line en sinkers die volgende generasie te kweek wat dit doen. Daar's geen lyn hier, daar's geen perke nie, ons leef nie meer met 'n standaard in hierdie goeters nie. Ons is besig om 'n casual verhouding te hê met sonde, en ons dink is okay. Jong mense, ek sê vandag vir jou, as jy nou al seksueel aktief is, en ek weet ons kleintjies sê, en ek is jammer vir dit, maar ek sê nou vir jou, sonder enige onbeskaamd, hou op. Ons kan nie meer 'n casual verhouding met sonde doen nie. Die vernietiging is te groot. Hoe te groot. Hulle stook kwaad, haat God en is arrogant. Arrogant. Wanneer laas het ons dit as 'n sonde gesien? Hooghartig en verwaand. Hulle is vindingryk om slegte dinge te bedink en ongehoorsaam aan hulle ouers. Al ons ouers sê amen. Amen. Right. So, ongehoorsaamheid. Jy kan nie met hulle redeneer nie. Mense, wie hou van stry? Moenie jou hand opsteek nie. Nie een plek waar ons nie kan brag oor stry nie. Kan nie met hulle redeneer nie en ook nie op hulle reken nie. Man, as ek 'n commitment maak, ek is 3 uur daar en ek is nie. Ek gaan daar wees, ek beloof. Sorry man, iets anders het opgekom. Hulle is liefdeloos en sonder ontferming vir ander mense. En dis ook om ek vir jou sê, voordat jy jou vinger wys vir homoseksualiteit, kom ons wag eers vir die lys om klaar te maak. En die oomblik wanneer ek na hierdie kyk, dan besef ek iets. Ek besef dat die een ding wat vir my scarier is, as doodgaan, of as om siek te word, is die Here wat my oorgee aan my sondige natuur. Vers 32, hy eindig af met hierdie. Hy sê, hulle is bewus van God se bepaling, dat mense wat met sulke praktyke besig is, die dood verdien. En hierdie dood is nie gaan dood en gaan hemel toe nie. Hierdie is 'n ewige dood wat plaasvind. En tog is hulle nie net self aktief daarmee besig nie, hulle spoor ook nog ander aan wat daarmee besig is. Krisis. Hierdie is 'n krisis. En dis hoekom ek vir julle sê, vanoggend se boodskap, se fokus is dit, om jou te laat terrible voel. En so ek hoop jy voel terrible, want ek voel al die hele week terrible. Ek wil vir jou vra om weer vir my daai Griekse woord metanoeo op te sit.
Die woord vir bekeer, repent, wat moet plaasvind in ons harte. 'n Punt wanneer ek gekonfronteer word met sonde in my lewe. En hierdie is die ding wat my ruk. Is ons verruil 'n liefdevolle God. 'n God wat sy seun laat sterf aan 'n kruis vir my en vir jou. 'n God wat genade onverdienlik uitstort oor jou lewe. Ons verruil hom vir 'n wraakvolle God, omdat ons 'n casual verhouding het met sonde. En ek sê vir jou, dat die God wat ons dien, is eintlik 'n liefdevolle God, wat jou ken, en wat jou identiteit vir jou sal vorm, en wat jou in 'n oomblik sy kind wil noem. Maar ek en jy gaan moet onthou, sonde vernietig verhoudings. Altyd. Sonde vernietig verhoudings. En hy gaan jou verhouding met die Here vernietig. En hy gaan jou verhouding met jou vrou of jou man en met jou kinders gaan hy vernietig. En hy gaan met elke liewe persoon wat jy het, gaan hy vernietig. En as jy dink jy kan 'n casual verhouding met God, met sonde wil aanhou ploeter so, wees versigtig, dat God se wraak nie opswel en uitbars oor jou, waar hy jou oorgee aan hy sondige natuur nie. Mag ek en jy die hart van bekering weer snap. Die hart waar ek sê, Here, ek is jammer. Here, ek besef ek het te vinnig oukei geraak met sonde in my lewe. Yes, julle, Paulus kom en hy skryf juis hierdie vir my en vir jou. Want goeie nuus is nie goeie nuus as daar nie slegte nuus is nie. Hierdie is die slegte nuus. Maar waar ek bitter dankbaar is dat die boek Romeine eindig nie hier nie. En hy gaan vir ons journey, om van hierdie plek af te kom, tot op 'n plek, waar ons in vryheid met hom kan leef. Maar wat jy wel moet verstaan, is ek en jy kan nie 'n casual verhouding met sonde hê nie. Ons moet God soek vir wie hy is, om eerbied vir wie hy is, om volg vir wie hy is. En dit sal die resultaat daarvan in ons lewe, ons sal soveel anders te lyk. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het, om die woord te lees. En Here, u woord hou nie terug met die gewig daarvan nie. En Here, ek weet, dat wanneer ons hierdie goeders lees, Here, is dit nie om ons te vernietig nie. Dis nie om ons te laat sleg voel en skuldig voel, dat ons voel ons het geen hoop nie. Here, maar is om ons te herinner, Here, waaruit u ons uitred. Here, wat u genade eintlik vir ons gaan beteken. En ek wil bid, Here, soos dat ons hier stelselmatig deur hierdie boek gaan, Here, mag ons net so bewus wees, Here, van u teenwoordigheid, u gees, wat in ons is. En ek loof u daarvoor, in Jesus naam. Amen.